Vandag praat ons oor die kruispad spesifiek, God se stem. In hierdie reeks waarin ons besig is met die kruispad reis, is ek oortuig dat jy al reeds in jou verhouding met God groei. Ons is almal disippels, navolgers van Jesus, en daarom volg ons die kruispad wat hy vir ons gestel het. Dink net gou vir 'n oomblik aan die belangrikste woorde wat jy al ooit gehoor het. Woorde wat jou lewe verander het. Woorde wat was soos iets wat gesê het, ek is baie lief vir jou. Of iemand het eendag by jou kantoor ingestap en vir jou gesê, ek glo in jou. Sulke woorde vorm iets binne in ons. Die konteks van vandag is, ons staan vandag stil by Jesus se doopoomblik. Dit was 'n oomblik in Jesus se lewe, in sy kruispad na oorwinning. By Jesus se doop hoor Jesus iets wat sy hele bediening definieer. In Matteus 3:17 lees ons, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek, dit is God, 'n welbehae het. Voordat Jesus enige wonderwerk kon doen, voordat hy enigiets moes bewys, bevestig die Vader Jesus se identiteit. En weet jy wat? Vandag praat God se stem steeds oor jou. Die eerste punt wat ek maak is, God spreek identiteit aan, nie verdienste nie. By Jesus se doop hoor ons nie 'n opdrag nie, maar 'n verklaring. Dit gaan nie oor bewys jouself nie, maar jy is my geliefde seun. So dikwels leef ons met 'n ander boodskap. As ek maar net beter presteer, sal God tevrede wees. As ek minder foute maak, sal hy my dalk aanvaar. Johannes 1 Johannes 4 vers 15 sê, wie bely dat Jesus die seun van God is. God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Jy kan invul 1.1 is God se stem kom voor prestasie. Hy wat God is, verklaar sy liefde aan jou. Nog voordat jy enige iets hoef te doen. 'n Vraag om oor na te dink. Waar probeer jy soms verdien wat God reeds aan jou geskenk het? God se stem bring aanvaarding. God het ons geskape spesiaal en uniek gemaak. Hy maak nie gemors nie. Sy stem bring aanvaarding en liefde. Die groot vraag is, hoe sou jou verhouding met God verander as jy regtig glo dat hy reeds in Christus met jou tevrede is? Die tweede punt wat ek maak is, God se stem bring stilte tussen al die ander duisende stemme. Ons leef in 'n wêreld van baie stemme. Die stem van prestasie, jy's net so goed soos jou laaste sukses, of die stem van mense, jy moet inpas, of die stem van vrees, jy gaan nie goed genoeg wees nie. Jesus is die skaapwagter. Ons is sy skape, en sy skape ken sy stem. Skape luister slegs vir een stem. Johannes 10:27 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Rick Warren sê dit so mooi, hy sê, we often miss hearing God's
voice simply because we aren't paying attention. Hoe kan ek beter God se stem hoor? Of dan, hoe kan ek beter aandag gee? 2.1 kan jy invul, raak stil om God se stem te hoor. 2.2 kan jy invul, sny alle onnodige afleidings uit jou lewe uit. 2.3 kan jy invul, lees en mediteer God se woord daagliks. Die derde punt, God se stem stuur ons, elkeen van ons, in 'n roeping. Na die doop, nadat Jesus die Vader se stem hoor, gaan hy eers die woestyn in en dan eers in sy bediening in. Die stem van God gee hom identiteit. En uit daardie identiteit vloei Jesus se roeping. God gee rigting. Hy los ons nooit alleen nie. Jesaja 30:21 sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Hoe lei God se stem ons in ons roeping? Of jou in jou roeping? Wel, in 3.1 kan jy invul, God se Heilige Gees lei ons. Johannes 16:13 sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. 3.2 kan jy invul, sy woord, God se woord, is 'n duidelike stem. Psalm 119:105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 3.3 kan jy invul, hy praat ook met ons deur sy seun. Hebreërs 1:1 sê, vroeër het God dikwels en op baie maniere met ons vaders gepraat deur die profete, maar nou het hy met ons gepraat deur die seun. By die praktiese toepassing wil ek vir jou vra om in te vul by punt 1. Vind jou identiteit in Jesus en nie in mense se opinies nie. Punt 2 kan jy invul, beplan intentionele stilte tyd in jou daaglikse ritmes. By punt 3 kan jy invul, lees en bestudeer God se woord daagliks om jou te lei. Ten slotte, God se stem was nie net bedoel vir Jesus nie. In Christus sê die Vader vandag dieselfde oor jou en oor my. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, oor jou verheug ek my. Sy stem roep jou nie tot geloof nie, maar tot rus. Sy stem roep jou nie net tot aksie nie, maar tot identiteit. In 'n stil refleksie wil ek jou nou vra. Kom ons maak elkeen ons oë toe net vir 'n paar oomblikke. Kom ons sluit ons oë. En ons hoor hierdie volgende woorde wat God vir jou sê. Ek is God se geliefde kind en hy verheug hom. Hy's bly, hy's opgewonde oor my. Kan ek saam met jou bid? Dankie Vader, vir u stem in ons daaglikse wandel met u. Leer ons om te luister en te reageer op u stem. Na u stem luister ons eerste. Amen. Baie belangrik, jy sal nou ook sien in jou boekie dat daar klein groep besprekingsvrae is. Behandel dit asseblief saam met jou groep en leer saam by mekaar en geniet die kruispad reeks. Ek groet jou.